Hallo julle, welkom terug by die kanaal. Vanaand gaan ons 'n bietjie lasagne bak. Ons ingredients lys: ons extra virgin olive oil, ons het mozzarella en cheddar kaas. Hierso het ons master blends aromatic blend spice. Dit is heeltemal opsioneel. Jy hoef nie dit te gebruik nie, maar ons gaan dit saam met die mince gooi vir 'n ekstra oomf. Dan het ons 'n bietjie oregano, jou parsley en dan het ons Italian spice wat so 'n mix herb gedagte is. Dan het ons tomaties wat ek sommer net so met die hand gekras het. Dit moet nie te fyn wees nie want ons soek 'n bietjie tekstuur met tamatie paste. Dan het ons garlic en dan het ons 1 en 'n halwe ei gevat. Hulle sê 1 groot ei, maar ons het 1 en 'n half gevat. Dan kry jy jou beef mince. Jy kan hom seker maar meng met 'n bietjie vark ook as jy wil, maar ons het gegaan net vir beef. Dan het jy jou mozzarella en jou cheddar kaas met jou 1 eier wat ons gaan meng saam met die 2 ricottas en dan 'n halwe parmesaan sakkie en dan die ander helfte gaan ons na die tyd bygooi. Jou lasagne velle het ons klaar gebak of geboil. So hulle is parboiled, so hulle is reg net vir ingang. Okay julle, so eerstens mamsie hierso by my. Hallo. Okay, so eerste gaan ons die mince doen. So ons gaan 'n bietjie olive oil vat. Ek het die ding nou lekker warm. 'n Bietjie olive oil bygooi. Seker nie te veel nie. Daai is eintlik te veel. Ek gaan mos nou nie chips braai nie. Okay, gaan ons mince bygooi. Die ding is vinnig mamsie man. Hy mense gaan dink ek is besig met 'n stir fry. Okay, soos julle kan sien, hy's nou 'n bietjie bruin gebraai. So wat ons nou gaan doen, ons gaan die eie bygooi. Draai dit skynend is reg. Dan as jy garlic vat, jy garlic ingooi. So ons gaan nou die deksel opsit dat daai eie so 'n bietjie kan gaar raak. Okay, julle, ons het aangejaag. Ons het vergeet om die mic aan te sit. So hierdie volgende stukkie gaan ons vir julle 'n voice-over doen. Okay, soos julle kan sien, die eie is nou lekker deurskynend, lekker gestoom binne in die bak. Volgende wat ons gaan doen is ons gaan die tamatie paste bygooi. Jy kan die potjies ook koop. Ons het maar die sakkies gekoop want hulle is die goedkoopste. Jy kan 2 sakkies bygooi ook as jy wil. Maak nie saak nie. En dan volgende gaan ons verpletterde tomaties bygooi. Dis baby tomatoes wat groei binne in ons tuin. Is bloedrooi, lekker sappige tomaties hierdie. Dan gaan ons hom mooi goed deurmeng. Maak seker die paste is lekker deurgemeng saam met die mince. As julle mince so bietjie aan 'n stywerige kant is of bietjie droog is, kan jy 'n bietjie water bygooi. Andersins meng hom net baie lekker deur. Dan vir ons Italian spice, ons gaan dit bygooi. Dit is so 'n mix herb gedagte. Oregano, daar's parsley in en nog 'n paar ander goedertjies ook. Gooi dit alles in, meng dit lekker deur. Gooi dan 'n bietjie sout oor, 'n bietjie peper. Jy kan grouwe peper ook gebruik, crushed pepper. Ons het maar fyn peper gebruik. En dan is dit tyd vir hierdie master blend spice wat ons gaan bygooi. Hy gee so 'n bietjie soetigheid aan, maar nie verskriklik baie nie. So dit gee 'n baie lekker geur af en dit ruik ook baie lekker. Dan as ons hom nou klaar deurgeroer het, gaan ons weer die deksel opsit dat hy bietjie simmer op sy eie. Okay julle, terwyl hierdie ouetjie simmer hier binne in die pan hier langs my, gaan ons nou die ricotta mengsel doen. Ons gaan nou die 2 houertjies af onder toe mamsie. 2 houertjies ricotta ingooi. Ons gaan die parsley inmeng.
'n handjie vol parsley. Dan gaan ons die parmesan so 'n halwe pakkie ingooi. En dan 'n eier. Hier's 'n groot eier hier. Ja, gaan ons daai saam meng. Gaan so 'n handjie van hierdie kaas ook ingooi. Net vir ekstra stabiliteit. Eerstens wat ons gaan doen, ons gaan nou hierdie ding bou. So wat ons gaan doen, ons gaan 'n bietjie van hierdie sous vat, gaan dit in die onderkant sit. Nie die pasta blaaie onder sit nie, want dan gaan dit vassit. Ons sê daai Italian spice ruik heerlik. Okay, so 'n dun laagie onder van julle mince. Dan gaan ons van hierdie blaaie vat, ons gaan dit opsit. Okay, dan gaan ons van hierdie kaas oorgooi. Ons ricotta kaas mengsel. Dan gaan ons van ons gerasperde kaas vat en ons dit oorgooi. Hierdie is cheddar en mozzarella kaas. Hierdie lyk nou na 'n baie lang proses, maar dit is eintlik nie. Dit is nie so lank nie. Dit is eintlik vinnig. Dan gaan ons weer 'n bietjie mince oorgooi. Onthou as daar iets is wat julle wil hê ek moet bak vir julle, los onder in die comments. Ons kan enigiets aanvat. Ons is nie bang nie. Net nie troukoeke nie. Net nie troukoeke nie asseblief tog, net nie troukoeke nie. Ja, gaan ons nog 'n leiertjie oorgooi. Hierdie ou gaan jy nou bak op 170 grade vir 30 minute, né? Dis wat jy maak. Ek dink ons gaan nou nog 'n leier pasta opsit. Ons kom dit op die einde. Okay, julle, daai was so 'n bietjie van 'n onder onsie gehad met hierdie ouetjies. Soos julle kan sien, ons het hulle wel geleier. Wat ons gaan doen, ons gaan nou die ekstra mince bo-op gooi. Dan gaan ons hom affinish met daai papkasie van ons. Okay, is nou nie genoeg nie, so ons gebruik maar 'n bietjie imagination. Imagination werk goed vir sulke dinge. Gooi ons hierdie ouetjie bo-oor. Okay, dan gaan ons kasie oorgooi en dan gaan die ouetjie in die oond ingaan. Hierdie een het 'n deksel wat ons gaan opsit in die oond. As jy nie 'n deksel het nie, gooi net 'n bietjie foil oor. Is dit reg? O, hier 'n bietjie parmesan ook oorgooi, né? En maak net seker dit is onder, anders ons gaan dit vasplak aan die deksel.
As julle sien julle nou. OK julle, hier is ons nou. Daar is ons eindproduk. Ons kry hy layers in. Layers vol liefde. Hy toe. Tes. Maar dan moet ik lang voor. Ja, wag man. Baie lekker. Ek sal hom so 8 uit 10 rate. Baie lekker. Okay julle. Join ons op die volgende ene. Ek weet nie, dit mag dalk scones wees. Ek is nie seker nie. Mag dalk pannenkoek wees. Sien julle weer.